want to thank you, Jesus, for not letting go of a sinner reaching for the light. Lord, you know how proud I have been, and you know how I tried to earn this thing, but still you do. You love me like you do, as if there's no one else to love. So I close my eyes and pray, 'cause you hear the words that I say. And I want to thank you, Jesus, for not letting go of a sinner reaching for the light. 'Cause I've been bent down low by the weight of the law. I've been crippled by its demands, Lord, and it left me on the floor. But now I'm liberated, I'm set free by your grace, and finally I can breathe again. This freedom you've given me. So I close my eyes and I pray, 'cause you hear the words that I say. And I want to thank you, Jesus, for not letting go of a sinner reaching for the Hy het my hart weer heel gemaak. Hy het my lewe aangeraak. Hy het my siel weer skoon gemaak. Perfek. By hom het ek vir altyd plek. Hy het my trane afgevee. Hy het sy woord vir my gegee. Beloof as ons glo in hom, dat hy weer eendag terug sal kom. Vader, vat my hand en wys my die pad. U hou my voete op die grond. U liefde dra my oral rond. Vader, vat my hand, my hart en verstand. U genade maak my vry. Ek het my lewe teruggekry. Hy het die storm stil gemaak. Hy het ons lewens vervolmaak. Hy het gesterwe ook vir jou, vir my, dat ons die ewigheid kon kry. Vader, vat my hand en wys my die pad. U hou my voete op die grond. U liefde dra my oral rond. Vader, vat my hand, my hart en verstand.
Baie dankie. As 'n goeiemôre broers susters. Baie hartlik welkom vanmôre hier by die erediens hier by Larry's. Ons het vanmôre 'n uitsending, 'n lewendige uitsending van ons erediens. Ons wil dit begin doen want u weet ons het baie vriende en baie lidmate wat daar ver bly. Goeiemôre Anne-Marie, jy nog nie gegroet nie. Môre Susan, baie welkom aan julle almal. Môre Elna, kan jou Dionel. As hy baie welkom Henry. Baie welkom aan julle almal vanmôre. Goeie almal gegroet nie, maar vir die mense daar buitekant en daar ver baie hartlik welkom aan julle ook. Dit is lekker om bietjie met hierdie diens te begin want ons het vriende en lidmate daar ver. Soos byvoorbeeld vanmôre het ons hier vir Jan Houg en vrou Lief is nou vanmôre hierso en hulle is normaalweg in die Kongo. Hulle is normaalweg in die Kongo in Kolwezi. So Jan Ornel bly daar en hulle is baie goeie lidmaat van die gemeente. Hulle is dit vanmôre hier, so sê vir hulle baie hartlik welkom sommer ook hoor. Baie welkom vanmôre. Hulle is so 3 weke uit 'n lang tyd dalk in Rustenburg en dan bly maar daaronder in die Kaap en dan moet hulle daar nog gaan draai maak en so aan en so aan en so aan. So ons sê ook baie welkom aan die Besters, al die pad van Kanada af. En al die pad van Namibië af en al die pad van Botswana af. Charles en Yvonne, baie welkom aan julle ook, hoor. Nou julle lekker rondry in julle omswervinge, is baie dankbaar dat met julle goed gaan. So, gaan dit ook baie keer nie met almal goed nie, baie mense is siek en ons baie dankbaar dat mense ook vanmôre kan wees wat lank siek was. Ons vanmôre mis ons nou vir Elsa in Lighthouse, want die seunshuis of is die meisieshuis? Die meisieshuis word gefumigate. Ja, so ons moet baie keer op ons huise fumigate, nê? Nee? Ons is minder goggasieke daar in die huisie, maar hulle het nou dit, so hulle kamp met die kerktent by ATKV die naweek, so al die bussies, al die vervoermiddels is daar, maar pa is hierso. Baie welkom aan jou Michael en al die kinders rondom jou wat vandag hier kan wees van Lighthouse se kant af. So hartlik welkom aan almal van die vanmôre en ja, dit is soos eksamentyd ook, dit is ook 'n probleem. Daar's baie ander mense wat siek is wat vandag nie kan wees nie. Ons sê vir hulle sterkte en seën en ons gaan probeer met hierdie lewendige uitsending ook 'n bietjie by mense uit te kom, soos byvoorbeeld, hoe is dit nou? Ons het hierdie jaar 22 kinders in die belydensklas, hulle is graad 11. Dan word hulle graad 12 en waar gaan hulle dan wees na graad 12? Gaan hulle elke Sondag hier wees? Waarskynlik by universiteite, miskien gaan hulle boer in Amerika, soos party van ons lidmate al gedoen het, of hulle gaan elders werk. Hulle wil steeds deel van die gemeente wees en ons loop 'n pad met kinders van 3 jaar oud in die gemeente, eintlik van die doopfond af. Tot hulle 17, 18 is en hulle verlaat die huis, verlaat hulle baie keer Rustenburg, maar hulle wil nog steeds deel wees van die gemeente. Ons verloor hierdie mense. Ons verloor hulle vriendskap, ons verloor hy wonderlike band wat ons met hulle het. Miskien kan ons 'n bietjie met Anne-Marie gesels daarbo in Russell in Nieu-Seeland ook. Die tyd is bietjie snaaks. Hoe laat is dit nou daarso? 7 uur die aand. Ja, is nie sleg nie. Kan werk. Goed, so ons het hier en daar 'n bietjie die skakel uitgestuur en hoor wat sê mense vir ons. Daar van die ander kant af ook, was dit vir hulle lekker. Ons kan dit doen. So as jy met vakansie gaan, kan jy die skakel kry. As jy siek is, kan jy die skakel kry. So ons praat van satellietlidmate. Ons baie lidmate en vriende daar ver. Ons mense wat siek is, ons studente en dan het ons mense wat partykeer deur 'n swaar tyd gaan en dalk nie hier kan wees nie. Hulle wil graag deel wees. So ons gaan dit probeer doen. Intussen, ons ouens wat hier om die pot bly in Rustenburg, ons kom kerk toe want ons bou 'n kerk. Ons bou 'n gemeente. Ons hou van daai fisiese kontak. So vra dan spesiaal vir daardie skakel. Ons sal dit later vir u alles mooi deurgee. Goed, so baie goedjies om te sê op hierdie stadium. Ek het 'n lekker oulike storieetjie gehoor van Karen Pieterse. Hier sit sy hier voor. Hulle bly daar by Boons en jy weet daar waai die wind die baboons van die berg af. Julle weet hoe waai die wind? Die wind waai nou verkeerd, hy waai nou so. Hy moet altyd so waai, maar hy waai nou so sien ek gister en eergister. En elke dag waai hy verkeerd. So, hoe dit ook al sê, die weer en die reën is in die Here se hand en ons bid vir hom vir reën. Ons bid vir reën, broers, dit is kirk droog op hierdie aarde van ons, in ons omgewing op hierdie stadium. En so vertel Karen die mooi storie van, met daai verskriklike wind,
En daai groot, lang, hoëveld gras wat hulle daar by Boonse berge het. Op pad daar aan die Derby se kant toe. Is daar 'n veldbrand wat mense kan doodmaak en diere doodbrand en so gaan dit aan. Maar sy het by haar hek het sy 'n houtkruis, nie 'n staalkruis nie, 'n houtkruis. Sy het hom spierwit geverf, hy staan daar by die plaashek. En dit brand so daar by die plaashek dat geen span van enige kant af wat daar naby kon kom nie. Hulle kon nie inkom by die hek eintlik nie, om te kom werk daar nie. Ek kan vir jou 'n foto aanstuur as jy maar nie glo nie. Sy stuur my die foto. Daai kruis staan daar spierwit. Met al die brande om hom. So sien nog 'n storie. Dit vat jou in die hart en dit sê vir my ook baie. Ek wil nog iets mooi sê, 'n stuk lekker om te sê. En dit is Dirk Visser. Is Dirk vanmôre hierso. Dirk, staan op asseblief. Daai mannetjie is die hoofseun van Hoërskool Rustenburg. Ons het 6 van ons belydensklas wat by RAS op die leerlingraad is. Kyk daar vir party van die manne wat ook op die leerlingraad is. Maar ek het al geluk gewens in die verlede hier in die kerk, maar ook op die Ficusraad voorsitter. Doniel Kempie sê Doniel staan bietjie op asseblief. Daar sê baie geluk aan Doniel. Lekker aan 'n klap vir haar. 2 baie groot prestasies. Ek meen jy sal self weet Andreas, Ethan, was nie vanmôre hier kan wees nie en so aan die ander van julle. Dis goeie kompetisie. Dis wonderlike mense materiaal in die skool is 'n regtig 'n fantastiese skool, Rustenburg Hoërskool. So om daar op die leerlingraad te wees is 'n regtig groot prestasie en om hoofseun of hoofdogter of Ficusraad voorsitter te wees, dis 'n baie groot prestasie, 'n baie groot erkenning. So baie geluk aan die ouers ook en so ja, hulle is baie oulike kinders, hulle is baie suksesvol ten spyte van die ouers. Net seker maak die ouers luister. Daar's hy. Goed, dan wil ek graag Fyn Productions wat altyd ons kerk se Buffelspoort Karnaval klank doen by ATKV vanmôre hier verwelkom. Lekker aan 'n klap vir Fyn Productions. Ons spesiaal hierso, hy is die baas van die plaas en ons het so vir Paul ook en Mikael. Hulle is die 3 mense wat vanmôre hier is al vroeg 7 uur. Om ons te kom help met hierdie ding. Hulle gaan vir ons help om die regte toerusting te kry vir hierdie wat ons graag wil doen in diens vir ons gemeente en ons gemeente en vriende daar ver. So daar is hy. Kom ons kyk gou na verjaarsdae broersusters. Wie verjaar? Daar's verlede Sondag omtrent 20 mense verjaar en hierdie week verjaar net 3. Hoe kan dit wees? Mianka Ras, gaan ons vir haar 'n bietjie ietsie stuur asseblief. Pieter, gee 'n bietjie daar vir oom Renier asseblief. Hy sal 'n bietjie aangee asseblief. Mianka verjaar vandag. Sê vir Mianka 'n lekker gelukwensing. Sy bly bietjie ver by Hartbeespoortdam. En dan Marina de Bruin is vanmôre hierso. Marina, steek 'n bietjie jou hand op. Daar's Marina, dat Pieter asseblief. Marina de Bruin verjaar die 24ste. En Anita Avenant is ook hier vanmôre. Waar's Anita? Daar's dit Anita, daar's nog een Pieter daar by jou. My kind, dankie. Kan jy 'n bietjie hardloop asseblief? Ek sê vir al die Shana Kapila Mona. Daar's hy. Okay, baie dankie my kind. Lekker aan 'n klap vir Marina en vir Anita ook wat hierdie week verjaar. Enige van die besoekers wat verjaar? Iemand oor 7 wat verjaar? Kom haal. Ja, so ons kan uitdeel 'n Smarties. Ons sê baie geluk aan julle almal, mag julle 'n fantastiese jaar hê, ook wat voor lê, mag die Here steeds vir julle elkeen seën en ons almal ook in die res van hierdie jaar. Kom ons sit so dan by ons hoofde en begin ons in die naam van die Here. Stuur tog nou o Here, u lig en u waarheid. Laat dit ons lei. Laat dit ons bring na u heilige berg en na u woning. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word ons almal ryklik geskenk en vermenigvuldig van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees. Amen. Dankie my kind. Kom ons sit so dan, vat ons hande as ons wil, as ons kan en dan bid ons saam. Here, baie dankie vir vanmôre se erediens. Dankie dat u deur die Gees ons hierheen gelei het. En ook mense van ver
wat inskakel om by hierdie erediens te wees. Here, dankie vir u verwelkoming. Dankie vir u uitnodiging, dat ons u gemeente mag wees, u kinders mag wees, dat ons vir u spesiaal is. Here, vergewe ons as ons baie keer hier uitnodigings van die hand wys. Maar ons sê vir u vandag baie dankie, want ons weet, u nooi ons. U nooi ons en ons kinders. U sê, laat die kindertjies na my toe kom. En moet hulle nie verhinder nie. En dieselfde weet ons geld ook vir ons grootes, wat ook die seuns en dogters is. Here, seën ons in ons erediens vandag, dat dit tot u eer sal wees. Seën ons met wat ons nodig het in lewe, brood op ons tafel, reën uit die hemel, op ons dorre aarde, hier in Suid-Afrika, veral in ons omgewing. Seën ons met geestelike reën. Seën ons met ons wat ons nodig het, om elke dag te sê, dit gaan goed met ons. Ons gelukkige mense, want ons lewe elke dag uit die oopgeende hand en hart van ons Here. Wil U vir ons elke dag verras, met die instap en met die sorg en die krag en U wonders. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Daar's hy. Kom ons sing so 'n paar liedere saam, asseblief broers en susters. Ons sing daai eerste ene wat so pas by die dorrigheid van ons omgewing en ons is almal dors na die Here se woord. Kom ons sing liedboeklied 163 Wildsbok en dan daarna sing ons God van wonders en daarna laat ons lig skyn vir Jesus. So 3 liedjies agter mekaar. Kom ons sing hulle lekker saam. Kom ons staan broers en susters. OK, wat gaan ons sing? Gaan hy. Jy kan die storms nie beheer nie. Jy kan die sonde nooit verdoof. Jy kan die branders nie beteel nie, of beveel om op te kloof. Jy kan die vis en brood vir mense nie vermeerder, of vir water loop. Ons dien 'n God van wonder. Jy kan die blinde nie laat sien, of verlandes weer laat loop. Jy kan die doofes nie laat hoor nie, of kan jy siekes dalk genees. Jy kan 'n hart van klip nie breek met al jou woorde. Ons Here kan, ons dien 'n God van wonder. As ek in die aand na die sterre kyk, en ek sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, en soveel wat gebeur om jou en my. My Here lief, ons dien 'n God van wonder. Ek kan die wentelbane vashou, ek kan die sterre laat verskiet, ek kan die lewe wat en vorm in 'n lewe moederskoel.
sien die maan wat helder skyn, dan weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, en soveel wat gebeur om jou en my. My Here lief, ons dien 'n God van wonder. My Here lief, ons dien 'n God van wonders. Laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans, skitter soos die sterre aan die hemeltrans. In die donker wêreld skyn dan skyn, jy in jou klein hoekie en ek in my. Laat ons skyn vir Jesus waar ons gaan of kom, as ons lig verduister, rig die oog op hom. Uit die hemel sien hy op ons neer. Laat ons skyn vir Jesus, slegs tot sy eer. Hey, sit gerus broers, baie dankie. As jy so 'n bietjie met die kinders gesels so vir 'n paar minute, gou die kinders bietjie hulle hande opsteek vir my. Sê vir my, hierdie Bybel word genoem die woord, né? Die woord van God. Nou kan ons die Bybel drink? Kan ons hom drink? Dink jy so nie? Kan die Bybel nie, ons kan die woord nie drink nie. Kan ons in hom bad? Ons gesig was met hom. Kan ons dalk nie in hom swem nie. Wat kan ons dalk in hom swem? Jy dink 'n bietjie nou, kan nie hom swem nie. So ons kan nie drink nie, ons kan nie ons gesig was met nie, ons kan nie bad daarin nie, ons kan nie swem daarin nie. So okay. Kom ek wys 'n bietjie vir julle oulike prentjies. Kyk bietjie daar. So wat sê hulle sê, wat is die probleem met daai plantjies aan die buitekante? As jy sommer so vinnig moet kyk, wat is fout met die plantjies aan die buitekant? Wat kort hulle? Hulle kort water, nee my kind. Hulle is besig om bietjie dors te kry. En daai in die middel het hulle water gekry. Okay. So kom ons kyk 'n bietjie wat sê die Here self oor die woord, oor die Bybel. Kom ons lees 'n bietjie daai stukkie daar by Jesaja 55. Daar staan die reën en die sneeu kom uit die hemel uit. Dit gaan nie weer terug nie, maar deurweek die aarde, maak die hele aarde nat en laat die plante bot en vrugte dra. OK? So daar saad is om te saai en brood is om te eet. En dan sê die Here, so sal die woord, die Bybel wat uit my mond kom, ook wees. So die Here sê die Bybel is soos water. So as jy vir 'n maatjie moet vertel, hoe is die Bybel? Wat doen die Bybel vir jou? Dan sê jy dieselfde wat water vir 'n plantjie doen. Doen die woord vir my en vir jou. Kyk, as jy vir iemand moet bedui, ons moet altyd mos iets vertel vir iemand, iets vir iemand verduidelik. Dan kan jy so verduidelik en sê, so sal die woord, sê die Here, wat uit my mond kom, uit God se mond kom, hier is hy, ook wees. Dit sal nie sonder 'n doel, sommer net terugkom na my toe, waar dit vandaan kom nie. Maar die woord sal doen wat ek gedoen wil hê. En tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. So, as ons moet mooi dink, wat doen die water vir 'n plantjie? Kan jy liedjie vir my sê, wat doen die water vir 'n plantjie? Laat hom groei, wat nog? Water gee, en wat doen die water nog as jy vir die plantjie gee? Hy kry suurstof, hy groei, en nog, hy kry blare, en wat kan hy nog dalk kry? Blare en nog, wat pappa by die huis aankom by mamma met so 'n bos van hulle,
Ekskuus? Blommetjies. So, ja, die water gee vir die plantjie lewe. En groeikrag. En blomme en vrugte en blare. En so doen die woord dieselfde met ons. Wat doen die Bybel, wat doen die woord vir mense? Het jy al agtergekom dat jou mamma en jou pappa, oupa en ouma dalk, miskien jouself, as jy 'n stukkie, 'n versie in die Bybel lees, dan troos dit jou. Soos die Here is my herder. Ek is sy skapie. Hy kyk na my. Hy's al die kante van my. Mens voel goed daaroor. Of as jy in die Bybel lees, jy het miskien iets verkeerd gedoen, en dan staan in die Bybel, ek vergewe jou. Hoe voel jy as jy vergewe is, as mamma en pappa nie meer vir jou kwaad is nie? Jy's vergewe my kind. Dankie tog, ek's vergewe. Dan kan jy sommer weer groei. Want jy was so in die hoekie gesit en bang gewees vir wat gaan mamma en pappa doen, omdat jy verkeerd gedoen het. So, dit gee vir jou troos, dit gee vir jou vergifnis, wat nog? Wie kan bietjie help? Kom die slim kinders die voorsit. Dit gee vir jou hoop. Dit gee vir jou geloof in God. Dit gee vir jou kennis van God. Dat jy groei in jou geloof. Dit maak dat jy die Here vertrou. Daar's 'n Psalm, Psalm 1. Gaan lees hom vanaand. Dis nie vir mamma, pappa, vanaand Psalm 1. Ek en jy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, langs 'n waterstroom geplant is. En waar is die worteltjies in? Waar is die worteltjies in? In daai stroompie. Hoe lyk hy boompie? So. Hy boompie lyk so. En hy takke, en hy blare, en hy blomme, en hy vrugte, en die voëls kwetter daar in die takke, en almal sit in die koelte, en almal klouter in die boom en val uit die boom uit, nee. So dit is wat die water doen. So dit staan so in die Bybel ook. Die Bybel, God se woord, is soos water. Dit red ons. OK, jy laat onthou. OK, kom ons bid. Here, baie dankie dat jy kan wees vandag. Dankie dat U woord vir ons gee, en dat U woord ons red. U woord vir ons lewe gee, ons laat groei, ons gelukkig maak, ons troos, ons vergewe, vir ons hoop gee, ons naby aan U bring, en dat ons deur die woord baie, baie van U weet. En dit is die wonderlikste dinge wat ons van U weet, deur U woord. Dankie vir die lewende water, wat U vir ons gee, die woord. Seën ons altyd, dat ons vashou aan die woord, nou en altyd. Amen. OK, ons gaan nou 'n liedjie sing, wat nou mooi gaan pas by hierdie ene, en sy naam is Lees jou Bybel, bid elke dag, nê. Nee, dis mos daai ene. Ons gaan lekker saam sing, en dan graad 2 tot graad 7 kinders kan dan uitgaan na klaskamer 6 en 7 toe, hier agter julle personeel wag daar vir julle. OK, kom ons staan en sing ons om lekker saam met die kinders. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Want dit gee jou krag, want dit gee jou krag. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit gee jou krag. Lees jou Bybel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bybel, bid elke dag, en jy sal groei, groei, groei. En jy sal groei, groei, groei. En jy sal groei, groei, groei. Lees jou Bybel, bid elke dag, en jy sal groei, groei, groei. Los jou Bybel, vergeet om te bid, vergeet om te bid, vergeet om te bid. Los jou Bybel, vergeet om te bid, en jy sal krimp, krimp, krimp. En jy sal krimp, krimp, krimp. En
jy sal krimp, krimp, krimp. Los jou Bybel, vergeet om te bid en jy sal krimp, krimp, krimp. Daar sê, dis die waarheid. Kom sit gerus, broers en susters. Ons het vir ons kleuters 3 tot 7-jariges het ons kategese klasie daar by kamer 8 en vir ons 2 tot 7's by kamer 7 en 6. Baie dankie, lekker aan 'n klap vir ons kindertjies. Kom ons gesels 'n bietjie vanmôre, broers en susters. Ek het gesê kom ons gesels 'n bietjie oor die formule waarmee ons die wêreld kan verander onder leiding van die Heilige Gees. Hoe kan ons onder leiding van die drie enige God die wêreld verander? Daar was iewers so 'n insident jare gelede by 'n jeugkamp by Rodeplaat-dam. Leonie sal nou baie goed weet. Johan Foster was die jeugwerker en ek het die Saterdagmiddag het ek 'n troue gehad in Pretoria. En ek moet die hele jeugspan met die kinders net so by Rodeplaat-dam kamptrein los en dan moet ek nou inry stad toe, die huwelik gaan bevestig en dan weer terugkom. Nou ek het met hulle 'n vergadering gehou vir die tyd oor wat ons moet doen en hoe lyk die program en wat moet nou gebeur terwyl hierdie middag nou aanbreek en ek kom terug en daar het niks gebeur nie. Ek vra aan die span, nou wat het nou hier gebeur? Hier het niks gebeur nie. Julle weet mos wat om te doen. Sê, weet jy wat? Die hoe om dit te doen. Die hoe om dit te doen is in jou kop. Dominee Theodor, hy het my so genoem. Die by volle naam. Die hoe om dit te doen, die plan is in jou kop. En die kop is in die bakkie. En die bakkie is uit die kamptrein uit. En die bakkie is by die troue. Dit het niks gebeur nie. En dis ons frustrasies baie keer. Ons is in 'n maatskappy en die maatskappy het hierdie hemelhoë teikens wat ons moet bereik, wat ons die taak het God wat ons jaag. Maar hoe gaan ons daai teiken regkry? Wat is ons modus operandi? Wat is ons plan? Wat is ons model? Wat is ons formule? Hoe moet ons dit doen in praktyk? En ons hoor baie keer in die kerk hierdie mooi woorde van ons sterk huwelike en ons opgevoede, gedissiplineerde, gehoorsame kindertjies. En ons hoor van hierdie belangrike ding wat ons verlede Sondag gehoor het, ons vandag by aansluit, die wonderlikste ding wat jy in die lewe kan doen vir iemand is om daai iemand te bevriend met Jesus Christus. Daar's niks belangriker as dit wat jy vir iemand kan doen nie. Iemand te vriend met Jesus Christus. Maar hoe gaan ons hierdie huwelik nou regkry? Hoe gaan ons nou werk met hierdie kindertjies gehoorsaam te kry? En hoe gaan ek nou met iemand praat daar buitekant? So vanmôre so 'n bietjie gedagte daaroor oor die hoe om die wêreld, die formule om die wêreld te verander. Ek het ook daar in 'n vorige gemeente in Danwil toe ons nou moes die kerk groter maak. Die kerkgebou het bietjie klein geraak, want ek moes hom groter gemaak het en dit kos 'n klomp geld en ons het nie die geld daarvoor om dit te doen nie. En die een oomie sê ek vir my, een ouderling oomie sê, Dominee, kom ons begin net. Begin net. So Jesus Christus gee vir ons die formule. Hy het opgetree in sy seker die grootste toespraak wat er ooit op aarde was. Ons lees daai toespraak in Matteus 5. Die grootste toespraak wat dit ooit was, dit word genoem die bergrede. The Sermon on the Mount. Waar Jesus praat. En in die middel van sy bergrede onderbreek hy homself of sit hy iets as prins daar in die middel neer. En hy sê die volgende woorde vir ons daar neer. Okay, nou kom ons kyk gou wat is die formule. Gaan eens 'n bietjie terug. En nou, nee, gaan 'n bietjie terug. Okay, kom ons kyk eens gou daarna. Ek sal nou na die verse kyk. So ons formule is KV plus TM plus DB is gelyk aan MI.
Maklik, nee. OK, kom ons kyk hoe lyk hy wiskundig. Kom ons kyk. KV staan vir kragtige voorbeeld. Kragtige voorbeeld. 2 plus tussen mense, dis waarvoor TM staan, tussen mense. Plus duidelike boodskap, dit sal vir DB staan, duidelike boodskap. Is gelyk aan maksimum impak. So eenvoudig is dit. 'n Kragtige voorbeeld tussen mense en 'n duidelike boodskap daar, maksimum impak. Maar kom ons kyk waar kry ons dit vandaan. Ons lees in Matteus 5, vers 13 en 14 hierdie woorde. Julle, dis nou u en ek, en ons almal wat daar vers sit, wat kinders van die Here is, wat in 'n verhouding met hom is, wat onder leiding van die Heilige Gees gevorm word, deur ons ouers opgevoed is. Ons kom 'n lang pad met die woord. Ons ken die Bybel. Ons ken die nuwe lewe. Ons is verloste mense. Ons vergeefde mense. Ons is vrygesteekte mense. Ons is mense wat uit die genade, onder die genade van God leef, onder die seën van God leef. Ons is mense met ewige lewe versekering, met ewige lewe sekerheid. Ons is mense met ewige asem in ons binnekante. Ons geredde mense, ons word genoem die huisgesin van God. Ons word genoem die oogappel van Christus. Ons word genoem die bruid van Christus. Ons word genoem die volk van God, die uitverkore volk van God. Ons is die sout vir die aarde. En ons is die lig vir die wêreld. Jy kan vir jouself dink, daai sout en daai lig is kragtig. Dis baie sterk. Jy weet wat doen sout. En jy weet wat doen lig. Kom ons kyk gou 'n bietjie wat doen sout. Sout het 'n kragtige invloed. Ons weet almal sout gee smaak. My pa het een keer alleen op die Bosveld plaasie afgelaai, drent so een so jy gehad het Janne. Ou. En my pa het my daar afgelaai en ek was die naweek alleen daar. Ek het absoluut alles onthou. Tot videoetjies, ek het nie skelm gehoor nie. En ek kon nie die mieliepap eet nie. Want ek het nie sout saamgevat nie. Jy kan nie dit eet nie. Jy kan nie kos eet as daar nie sout in is nie. Dis onsmaaklik. So sout gee smaak. Dis baie belangrik. Dit het 'n kragtige uitwerking. Dit het 'n kragtige invloed. En dis wat ek en jy ook het. En dis wat ek en jy eintlik is. Hoeveel keer moet die Here nog met jou en my praat? Hoeveel sekerheid moet ons wees van hom? Van sy bestaan, van sy almag, van sy liefde, van sy vergifnis, van sy teenwoordigheid, van sy draande hande. Sout keer dat iets vrot word. In die ou dae waar daar nie yskaste en vrieskaste was nie, het die mense letterlik in blokke sout hulle vleis verpak vir jare. Dis bederwerend, dit vrot nie. Sout maak skoon. Jy kan enige seep kan jy kyk in sy bestanddele, of in 'n skottelgoed seep se bottel kan jy kyk, daar's ook sout. Sout maak skoon. Jy weet self as jy jou plekkie veilig, jy mag sout ingooi daar, as jy jouself gesny het, jy het niks anders nie, gooi sout in en maak die wonde skoon. Sout in die wonde, maak hom skoon. Sout maak mense dors. Sout maak mense dors. Wie van ons was al in 'n kroeg gewees? En ek was al daar in die kroeg. Ja, daar's altyd so bakkies pretzels. Pieter, jy weet glad nie. Ag, ekskuus, julle kinders weet nou. Jy moet ook nie gaan nie asseblief. Maar daar's gesoute grondboontjies. Hulle sit sommer jou gratis neer. Hoekom sit hulle vir jou gratis neer? Want jy daai grondboontjies begin eet, hou jy nie op eet nie, want ek kan ook nie 'n pakkie grondboontjies los nie.
ons nou gaan vir die behoeftiges gaan kos koop by 3 Star vir ons gesinne wat ons vir kos uitdeel ons gemeente, daar by die til is daai pakkie gesoute rondbootjies, ek vat vir hom hoor. Maar as ek by die huis kom, as ek dors. So sout maak jou dors. OK. So kom ons gaan 'n bietjie terug. Hou 'n bietjie daai prentjie so 'n bietjie terug asseblief nog. OK, daarai. Kom ons gesels 'n bietjie hier oor wat hier staan, anders raak ek nou heeltemal carried away. So Jesus sê dat ek en jy sout moet wees. En al daai 4 goeters minstens kan wees. En 'n kragtige invloed kan hê. Want die Heilige Gees het in jou belê. Die Heilige Gees het hom tuis gemaak binne in jou. Vir lank. Van ek en jy kan onthou, glo ons in die drie-enige God. Het ons 'n verhouding met hom. Gee ons hom die eer vir 'n by reën en vir 'n mooi blom en vir 'n mooi meisie. Hoe is die werke van die Here nie? So ons kan, ek en jy, behoort 'n kragtige invloed op mense te hê. Want ons het styl, ons het goeie maniere, ons is smaak, ons is fatsoenlik, ons kan keer dat 'n partytjie vrot en sleg word, ons hou almal skoon om ons hou mense op koers, ons hou mense uit die gutters uit. Jy sê vir jou kind, nie so nie my kind, so. Nee, daarna toe, nie daarna toe. Nee. 180 degrees turn, maar gaan jy nou maak. Die belangrikste van alles is buiten dat jy smaak gee en dat jy keer dit goed vrot word en dat dit skoon maak. Ontstaan daar by mense as gevolg van jou gedrag en jou lewenstyl, jou kalmte, net wie jy is as kind van God. As mense wat met hom gekonnek is. Want er staan by ons, ek sê altyd kinders staan, ouers staan met hulle oor met hulle een oor by die mond van God. En met ons ander oor staan ons by die mond van ons kind. Ons staan ons een oor by die mond van God, dat God met ons praat. En dan staan met ons ander oor by die mond van die kind, om te hoor wat sê die kind, en ons probeer die kind en God by mekaar uitkry. En so het God, die Heilige Gees, vir jou, en vir my, oor baie jare heen, by God uitgebring, en van jou en my kragtige sout gemaak. En jy veroorsaak geestelike dors by mense. Jy laat mense 'n bietjie 2 keer dink. Mense vind dit aantreklik, hoe jy 'n pragtige storie kan vertel, sonder om die E-woord te gebruik. Hoe jy 'n partytjie gaan geniet, sonder om getrek te raak. Hoe jy 'n woordewisseling betrokke kan raak, sonder om jou meer te verloor. Weet jy's kalm, soos 'n dagwalm, jy gebruik die dag aan die mens, kalm. Jy's iets anders. Ek vind dit aantreklik. Solly Osserwek wat die boeke geskryf het wat ons almal ken, hy is 'n weeskind groot geword, en toe in die hoërskool kom, toe is daar 'n fantastiese meneer wat so is, sout. En hy vra vir meneer, hoekom is meneer so? Hy sê vir hom, Solly, omdat ek 'n vriend het. Hy sê, meneer, vat my asseblief na u vriend toe. Wie is u vriend? Die onderwyser sê, Jesus Christus. Hoe lank is ons vriende met Jesus Christus? Wat 'n vriend het ons in hom? So jy gee smaak.
Jy gee geur in 'n byeenkoms. Jou woorde gee af en versprei soos sout in kos. Jou styl gee af en versprei soos sout in kos. Jou manier en maniere trek mense aan. Dit het trefkrag. Dit maak mense geïnteresseerd. Mense is dors daarna. Ek wil soos jy wees. Ons is almal mentors. Manlike en vroulike mentors. Rolmodelle. Ek hoor baie keer by begrafnisse dat kinders opstaan en praat en sê, my pa, my ma was hy 'n kragtige invloed gehad. Dis smaakvol, dis stylvol, dis aantreklik. Frikkie Visser het die mooi woord altyd sê, ons is nie sulke honjo mense nie. Ek weet nie waar kom hy daai woord nie. Hy sê ons is nie honjo mense nie. Ons kom nie agter die klip af nie. Ons het 'n verhouding met Jesus Christus. En sy Gees woon in ons. En ons ken sy woord. Dit het ons anders gemaak. Dit het ons verander. Dit het vir ons nuwe mense gemaak. Dit skep 'n dors by mense om ook so te wees. En dit bring ons by die tweede deel van ons formule. Sout, as sout smaak wil gee. As sout smaak wil gee, dan moet dit tussen die kos inkom. As ek en jy smaak wil gee, moet ons TM tussen mense wees. Wat help dit ek het die pragtige soutpot, sien nou maar hier is 'n soutpot, hier is 'n pragtige soutpot. O, is 'n baie mooi soutpot. O, is 'n mooi, hè? Dis 'n erfstuk vir my ouma. O, dis 'n ornament. Maar hy moet daar wees. Anders help dit niks. Baie mooi mens, wonderlike kind van die Here, maar useless. Wat het Here se belegging in jou nou eintlik vir die wêreld beteken? Het die wêreld verander? Het 'n impak op die wêreld gehad? So sout op 'n rak is pragtig en vol, het 'n kragtige invloed slegs as dit uitgegooi word in die kos en gemeng word deur die kos. En so het ek en jy geen invloed as ons nie tussen mense lewe nie. Die wêreld is dors aan mense soos jy en ek, waarin die Here lang tyd belê. Jy is my rep. Jy is my verteenwoordiger. Hierdie kerk is die outlet. En hierdie wonderlike produk om te gaan uitdeel, die woord van die lewe, die water van die lewe, en jy hou dit vir jouself. Jy sout, ek maak jou so vir jare al en dit. En jy doen nie waarvoor ek jou gevra het om te doen nie. Opdrag van Jesus in Matteus 28 vers 19 sê, gaan na alle nasies toe en maak hierdie mense by disippels. Maar het begin by kragtige voorbeeld. Dit begin by die voorbeeld wat jy stel, by die mens wat jy is, by die karakter wat jy het, by die integriteit wat jy het, by die beginsels wat jy het. By die ja is jou ja en jou nee is jou nee. En reg is reg, verkeerd is verkeerd. En dis hartseer van die kerkbesoekers dat die Here die mooiste kinders gemaak het, maar ons hou dit baie keer vir onsself. Ons gee nie smaak in die wêreld nie, ons keer in die vrot nie, ons maak nie skoon nie, ons maak nie mense honger en dors, om ook, soos jy, die voorreg te hê om verhouding met Jesus Christus te hê nie. Sien jy hoekom sê Jesus vir jou en my, ons is sout? Want ons het krag. Ons het krag. Ons kan invloed hê. Ons kan al vier daai goeders doen van sout. En die wêreld het dit nodig. Maar kom ons gaan met ons formule en ons begin afsluit. Ons sê, Jesus noem ons ook die lig vir die wêreld. En wat doen lig? Lig steek 'n donker plek aan.
Lig maak duidelik. Lig maak dinge verstaanbaar. Bedoelende, ons maak die woord verstaanbaar. Ons steek hierdie lig aan wat mense nodig het in hulle lewens. Ek het 'n pleintjie gekry van Elsa de Bel af in die week, wat ek baie dankbaar oor is. Verlede Sondag het ons 'n doopgeleentheid gehad. Daar sit die doopouers en die babatjie hoor ons nou vanmôre weer hier so lekker gesels sy. En toe het haar broer gesê, hy was die eerste keer by die kerk, hy sê ek gaan by hierdie kerk om aansluit, want die eerste keer in my lewe sit ek in 'n kerk en ek kry 'n duidelike boodskap. Ek verstaan elke woord. So broers en susters, dit bring ons uit by ons laaste gedeelte van ons formule. Voor die bottom line. Duidelike boodskap, DB. Dis soos 'n DB box. Die sparks gaan aan. Ons moet duidelike antwoorde vir mense gee oor wie's God. Wat is sy woord? Wat is vergifnis? Wat is genade? Wat is dood? En wat is lewe? En wat is God se ewige reddingsplan? En wat is 'n verhouding met hom? Hoe lyk 'n nuwe lewe? Ons moet duidelike antwoorde oor hierdie goeders gee. En ons kan vra, maar hoe? Waar gaan ek hierdie antwoorde kry? Hoe moet ek weet om 'n duidelike antwoord te gee? Om 'n duidelike boodskap te gee? Broers en susters, elke Sondag is daar 'n erediens in die kerk. En dan is daar 'n stemboodskap van die erediens boodskap wat vir almal uitgestuur word. Hy's beskikbaar. Ons het hierdie week het ons Dinsdag, Woensdag, Donderdag 3 stemboodskappe van tussen 3 minute en 8 minute oor 'n spesifieke tema aan elke lidmaat in die gemeente. En mense daar ver. 'n Pakkie oor 'n spesifieke tema wat jy kan toerus. Om iets daarmee te kan maak, om dit te kan uitdeel, om te kan praat daaroor. In ons kerk is ons besig met 'n duidelike boodskap oordra aan ons kinders vandat hulle 3 jaar oud is tot hulle 17 is. En ons het almal die woord van die Here. En dan my dagboek lê elke Sondag daar agter. Enige iemand kan afspraak maak en sê, "Hoor, daar's sekere goeders waaroor ek nie 'n duidelike boodskap het nie. Daar's sekere goeders in die woord wat my vaag is. Kan ons bietjie daaroor gesels, Tieu? Want ek weet ek het 'n kragtige boodskap. Ek het 'n kragtige effek in die wêreld. En ek is tussen mense, maar ek weet nie altyd of ek duidelik praat nie, of ek 'n duidelike boodskap gee nie. Kom ons gaan terug na ons formule toe. Die Here het van my en jou sout gemaak. Daar's 'n klomp goeders wat ek en jy weet. Wat ander mense nie weet nie. Daar's goeders wat ek en jy is, wat ander mense nie is nie. As ons daarmee met onsself meer en meer tussen mense lewe, met 'n duidelike boodskap, is waarskynlik gaan ons 'n maksimum impak maak in ons wêreld. Kom ons werk aan ons sout se suiwerheid. Kom ons werk aan die gehalte van ons sout. Ek het 'n profie gehad op universiteit wat gesê het, die dominee wat nie studeer nie is nie bekeer nie. Kom ons duik in ons Bybels in. Kom ons doen moeite om die woord te leer ken. Kom ons kry 'n duidelike boodskap. Kom ons werk aan die gehalte van ons sout. Ons werk aan ons eie gehalte. En kom ons werk aan ons lig, aan die duidelike boodskap wat ons moet uitstraal, die kennis van die woord. En dan sê daai selfde teks vir ons in Matteus 5. Wat help 'n lig as hy 'n emmer oor hom het? Dis soos daai soutpotjie wat net daar staan, wat nie gebruik word nie, wat nie uitgegooi word nie. Dieselfde met die lig. Broers en susters, jy weet self, ons lewe in 'n wêreld waar mense, dis tog een ding om van 'n kerk af weg te gaan en van 'n kerk af weg te bly. Dat 'n kerk kan leegloop, maar om te dink mense stap weg van God af.
Hoe donker gaan die wêreld dan word? Hoe smaakloos en vrot gaan die wêreld wees? In die traject wat ons sien goed gebeur, wêreldwyd. Met die wonderlikste boodskap ter wêreld, die woord van God. En 'n aanbod om 'n verhouding met hom te hê. As jy so baie mense wat nie erg daaraan het nie. Mag die Here vir ons help om sout te wees en lig te wees en tussen mense in te wees. Onthou dit is noodsaaklik. Want baie mense sê ek is 'n Christen, ek is gered, ek is vergewe, ek het 'n verhouding met God, so ek's okay. Wat's my kind? Wat's my kleinkind? Wat's my broer? Wat's my suster? Wat nie daar is waar ek is nie. Is Christendom 'n solo vlug? Is Christendom 'n lig onder 'n emmer? Is Christendom 'n soutpotjie daar op 'n rak wat nooit uitgegooi word nie? Dis nie God se plan nie. Ons moet nie wêreld meng. En wie is ons voorbeeld? Christus is baie gekritiseer daarvoor dat hy met die prostituie praat, met die tollenaars praat, by sondaars tuis gaan en selfs by hulle eet, met hulle meng. Ons weet mos ons is sout, ons weet mos ons is lig. Daai invloed, daai slegte maats kan ons nie beïnvloed as ons sout is en ons lig nie. Ons bly sout, ons bly lig. Die sout sal altyd wen, en die lig sal altyd donker wen. Mag die Here vir ons help, broers en susters, dat ons in staat sal wees om dit te doen wat ons moet doen. Gaan en bevriend iemand met Jesus Christus. Dit is die grootste guns wat enigiemand kan doen. Mag die Here ons deur hierdie formule om die wêreld te verander daartoe lei. Seën vir jou. Amen. Here, baie dankie dat ons hier kan wees vandag. Dankie dat U ons lewens deur die Gees bewoon. En U van ons kragtige voorbeelde maak. Help ons om tussen mense te kom daarmee, met onsself. En dit daar in die wêreld te wees wat U wil hê ons moet wees. Sout en lig. Geef ons die vermoë om 'n duidelike boodskap te gee oor U woord en U wil en U plan. U onweerstaanbare reddingsplan. En wil U deur die Gees hierdie poging van ons seën dat dit 'n maksimum impak sal maak op ons wêreld. Lief ons as gewone mense wat dink, ag, ek kan tog nie dit doen nie. Lief ons deur die Gees bekwaam maak om hierdie mens te wees, hierdie sout en hierdie lig te wees. Tussen mense met 'n duidelike boodskap. Ons bid dat U vir ons deur die Gees sal lei. En ons as kerk sal lei om ook mekaar, ons gemeente, toe te rus om daardie duidelike boodskap te gee. Ons bid dit alles van in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Baie dankie broers, kom ons sluit af, dan sing ons 'n lekker lied saam. Ek helder skyn U lig vir die nasies, liedboeklied 488. Kom ons staan en sing ons hom saam. Hy is baie gepas by wat ons vanmôre gesê het. Helder skyn U lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien U is die lig. Mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke,
ons saam tot die hele wêreld kan jubel oor u naam. Mag u lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hul seer, tot die hele wêreld kan sien dat u genees. Mag u troos hier deur ons weet, eer u woord gee hoop aan die nasies, 'n hart vol hoop om die volke te verbly, tot die hele wêreld kan glo dat u bevry. Mag u hoop hier deur ons gee. Heers koning Heer oor die aarde, die mense vra na u wil om u te eer, tot die hele wêreld kan juich dat u regeer. Laat u ryk hier in ons kom, laat u ryk hier in ons kom, laat u ryk hier Geliefdes, ontvang nou met bidende harte die seën van ons Here en gaan dan in vrede en doen wat hy jou en my toerus om te doen en waartoe hy my en jou lei om te doen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sal in ons wees en saam ons wees en ons sterk maak, môre en oormôre en tot in ewigheid. Amen. Dankie broers en susters, sit gerus. Liefde, ek gee vir u so 'n geleentheid vir 'n dankoffer as u kan en as u wil. Is daar 'n mandjie naby kan? Ek het Pieter, kom net by my asseblief. Ja. Dankie my kind, baie dankie. Daar's hy, broers en susters, ons het ons golfdag vir behoeftiges. En die nood word al hoe groter en die dors ook en die honger ook. Ons het hierdie golfdag, het ons die 8de November. Kyk of jy alleen kan kom speel of ek 'n vuurbal inskryf. Ek sien die skole se kos nog R6.000, ons is steeds nog net R4.000. Dan sluit 2 etes in, die baanfooi en karretjie per 2 persone en pryse vir elke speler. So kyk bietjie na daai en asseblief broers en susters en dan wil ek baie graag net uitnooi die 11de November wil ons probeer Ria en 11de November waarso ons wil graag die alleenloperskuier bietjie weer daar by Kenny G's 11de November maandag aand. En dan nou die aand is ons met die man op die berg. Nou ek sê net vir ons dis een van ons suksesverhale van die jaar is ons kuiers vir ons man op die berg. Ek stuur 'n uitnodiging. Doen jouself 'n guns, kom bietjie soontoe. Ons kyk hier bo op die berg. Ons kyk vir die pragtige berg wat die Here 2.4 biljoen jaar gelede gemaak het. Dis hoekom dit die 2.4 bergkuiers, manne bergkuiers is. Ons wil dit vir die vrouens ook nog doen, maar ons so 'n bietjie langer lig, moenie so vinnig donker word nie. En daai samekomste van die manne beteken vir hulle geweldig baie. Want dit sterk hulle voorbeeld. Dit sê hulle kans om tussen mense, dat hulle kans om tussen mense in te kom. Dit gee vir hulle 'n duidelike boodskap wat hulle kan oordra. Dit gee vir hulle hoop, gee vir hulle moed, gee vir hulle water. Hulle blommetjies, hulle blare groei. Hy was Eugene. So sê ek vir die manne, nee, maar ons gaan nou eers weer einde Januarie aangaan, maar dit is nou November, silly season, November. Hy sê vir my nee, Dominee. 21 November is ons weer by mekaar. So lekker is dit vir die manne.
So dit is in lyn met hierdie hele formule wat ons van praat. So kom asseblief, en ons gaan daai met die vrouens doen. Net om regtig moed te hê om te weet wie jy is. Sout en lig vir die Here. En dat daai southeid weer krag kry en dat die liggie wat verdof in jou lewe broers net bietjie moet kry. Dis hoekom ons erediens hou Sondag en mag dit gebeur hier by die kerk en wat ons andersins doen by die kerk, mag dit vir jou ook dit gee wat jy nodig het om te sê, "Jo, ek het die Here, die Gees is in my. My verlosser lewe en ek met hom. Ek leef vanuit sy oop hand. Ek leef binne in sy hand. Hy's al die kante van my Here. En ek is sy kind. Om te dink, ek is sy kind en ek mag hom my pappa noem. Wow. So, kom ons kry daai goed reg, broers. Ons moet weet wie ons. Die Here is met ons lankal besig. Kom ons man up en girl up asseblief. Goed, broers en susters, dan het ons die 24 November het ons Kerssangdiens. En dan het ons die 1 Desember het ons belydenis van geloof afleggingsgeleentheid. En dan gaan ons 'n bietjie Kersfees hou. Maar die kerk gaan die hele tyd oop wees. Hierso by hierdie saal. En ek sal self hierso wees as die Here my die gesondheid gee. Geliefdes, 'n wonderlike dag hier verder en baie dankie vir groepe 15 en 16 vir die verversings daar agter. Baie dankie daarvoor vir die koffie en tee en die lekker eetgoedjies daarmee saam. Ons waardeer dit verskriklik baie. Ons gee vir hulle 'n lekker hande klap asseblief. Okay, top tieners kan vir hulle self gaan help daar koffietjie kry, teetjie kry, dan kry ek julle daar by kamer 8 en ons gaan 'n bietjie verder gesels oor 5 punte wat pas by Christendom. Ons praat daaroor verder in die klas tot 11:00 toe vanmôre. Baie dankie broers en susters. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light of mine, I'm gonna let it shine. This the light